Goeiemôre, good morning. Ek het vandag 'n lied in my hart. Ek voel ek soek net daai drinke. Oulik, Pita, maar ons ken jou nie anders nie. Ek bedoel, jy het elke dag 'n lied in jou Ek hart. wil nou net presies dit gesê het. Wel, hoe dit ook al sy. Drinke. Ons hoop julle is gereed vir 'n dag vol interessante geselsies en inspirasie wat jou kan help om jou week aan te pak. Ja, raak gemaklik, ontspan 'n bietjie en hou vas. Daar's baie om te geniet. Elsa, wat wag vandag vir ons op Goeiemôre Good Morning? Drinke. Behalwe nou vir Pieter se Bollywood is hy is op 'n ander planeet Dinsdag, vanoggend. is nog 'n dag nader aan die naweek. Maar dis goed. Hou so aan, want dit is aansteeklik. Jy Dit weet. is, Dis né? van later gaan ons Okay. inhaal. Goed. Ons vind vandag uit wat jy kan doen wat moontlik tot bevordering in die werksplek kan lei. Gesels later oor 'n marathon tussen die groot 5. Bespreek die moets en moenies wanneer 'n mens 'n huis wil koop. Fokus op die toerismebedryf. Vind meer uit oor die Investec Cape Town Art Fair en daar wag natuurlik ook musiek. Thys Nortjie gaan sy nuwe enkelsnit Hoe mooi vir ons sing. Ag, hoe mooi. Hoe Wat 'n mooi. pragtige lekker program om na uit te Ja, sien. lekker Inderdaad. verskeidenheid soos elke oggend, ja. Dames, let's get down to business. Yes. Wie sou julle sê in wie se hande is die sleutel tot die Suid-Afrikaanse eiendomsmark werklik? Ek dink nie, want ons het al 'n gesprek hieroor gehad. Ek dink nie jonger mense nie. I don't think the Gen Z's and the Gen Alphas. Ek dink dalk mense wat so bietjie jonger is as ek en jy, Pieter, so like late 30s. Okay, dit klink vir my goed. En dan Couples. meestal vrouens, meestal mans. I would say maybe mostly men. Ja. Ek sou gesê katte, want gewoonlik hier 'n mens by hulle. Is maar net deel van die huishouding. Drinke. Maar vertel ons nie. Vroue speel 'n al hoe groter rol in Suid-Afrika se eiendomsmark. Nuwe data van Lightstone wys dat vroue nou by ongeveer 70% van alle residensiële eiendomsaankope reg oor die land betrokke is. Of op hulle eie of saam met 'n maat. Tussen Junie 24 en Mei 2025 het 36% van alle individuele kopers vroue op hulle eie geword, terwyl 33% eiendom saam met 'n maat gekoop het. Die rol van vroue in die eiendomsmark het oor die afgelope 10 jaar gegroei na mate finansiële selfvertroue en onafhanklikheid toeneem. Vandag is vroue die eienaars of mede-eienaars van ongeveer 60 tot 71% van alle residensiële eiendom. 'n merkbare styging teenoor 10 jaar gelede. Vroue koop ook meer op hulle eie naam, veral die wat vir die eerste keer 'n huis koop en gewoonlik eiendom ter waarde van net so onder R1 miljoen. Hulle prioritiseer veiligheid en gemeenskapsgevoel, gerief en selfvolhoubaarheid wanneer hulle 'n huis kies. Die boodskap is duidelik: vroue bou nie net huise nie, hulle bou gemeenskappe, neem besluite en herskryf die reëls van die eiendomsmark. Hoe's daai? Dit is vir my regtig 'n wonderlike storie om ou Dinsdag mee af te skop. Ek dink dit dui net aan op regtig dat vroue nie meer op hulle laat wag nie. As ek 'n huis wil koop, ek gaan nie wag dat ek verloof of getroud moet wees of met 'n langtermyn lewensmaat moet wees nie. As ek hierdie besluit wil maak, gaan ek hom maak en 'n huis koop is 'n groot ding, hoor. Ek wou sê #the future is female. Jy sien. Nee, maar ek dink ook soos wat Ross sê, wanneer jy mens kyk hoe hierdie soort neiging oor die jare dalk verander het. En ek dink net daai selfstandigheid ook, jy weet. Ja. Want op die einde van die dag, dink ek, wanneer jy mens kyk na die jonger generasies, is dit baie duidelik dat vroue baie meer onafhanklik wil funksioneer. So ek dink dit is vir my 'n reuse stap vooruit. Interessant vir my wat hulle sê, vroue bou ook meer 'n gemeenskap as ons mans. Dink jy ons manne gaan dan vir 'n groot garage, 'n lekker kuierplek en dit en dat? En 'n braai area. Ja, teenoor dit wat julle dis mooi en alles, maar hoe veilig is dit hoe naby is dan dit of dat of so? Presies, ek dink ook ongelukkig in hierdie land is veiligheid iets wat vroue regtig meer na moet kyk as wat mans moet doen. So ek dink as daar nou 'n plekkie is en dit is dalk nie in 'n kompleks of 'n estate nie, gaan 'n vrou, maybe she's going to think twice about buying it, but a guy might go, you know what, I'll just put up some like electric fence and stuff Electric and I'll be fence, fine. barbed wire, palisades, wat Vir 'n nog? vrou is dit nou nie so maklik nie. So ja. Well done aan die dames. power. Well done, well Yes. done. How do you guys feel about grocery shopping? Ek moet eerlik wees, ek hou nie daarvan nie. Ek hou niks daarvan nie. Ja, Pieter? Ek het my dae.
En as ek nou 'n goeie dag het, dan sê Lottie ook vir my, soek jou nie in die winkels vandag nie, want dan is ek op 'n buying spree. Maar meeste van die tyd, nee, bly ek weg. Yeah, I mean, I don't mind because I'll go in with a list and then I will tick off the list and try not to buy too much nonsense that's not on the list. So I am the type of person who makes lists, but I don't really go looking for specials, but a lot of people do. So South African grocery shoppers might soon have a handy new tool in their pocket. It's a new app called Groceify, and this app lets users compare real-time prices at the country's 4 biggest retailers: Checkers, Pick n Pay, Spar, and Woolworths, all in one place. It's been developed by a Joburg-based software engineer called Ethan Stander, and the app shows local pricing specials and even lets you scan barcodes in-store to see where you can get the best deal. Users can add items to a digital cart, compare prices across stores, and find the cheapest overall basket. In early tests, a sample shopping list of everyday items came out as the cheapest at Spar, with Pick n Pay slightly higher, and Checkers was the most expensive. Woolworths had some items unavailable locally, but it remains a strong option for quality goods and products. The app is currently in invitation-only preview on Google Play, with a public launch expected by the end of February this year. And this app could go on to make grocery shopping faster, smarter, and even cheaper for South Africans. Groceify, are we downloading? Are we waiting for the invite? Are we going to go as soon as it's launched and get it on our phones? Nee, stuur haar invite, laat ons 'n bietjie kan deel word daarvan. Ek gaan hom definitief download. Ek hou nogal daarvan. In steede van al hierdie blaadjies wat jy het, jy net probeer vergelyk. Ek het altyd gewonder. Maar jy kry mense wat nogal intens so shop en regtig die beste doen. Ek was al van mening, hoekom gaan ek verder ry vir dieselfde inkopies? Maar ek sal nogal so 'n app like, en ek hou daarvan, want ek weet in die versekering het hulle ook mos al sulke apps wat sê, jy druk een knoppie en hy gaan soek vir jou die beste prys. Ek dink dit is goeie kompetisie ook dan net vir ons supermarkte. Ja, Elsa? Ja, ek dink in vandag se tyd het 'n mens eintlik nie veel van 'n keuse om pryse te vergelyk nie, jy weet. Ja. Maar 'n mens moet tyd hê om dit te kan doen. Exactly. En dit is waar ek meen tegnologie maak dinge so 'n bietjie makliker. So wanneer ek nou wel inkopies moet doen, dan verkies ek om dit op so 'n manier te doen. So ja, dis dalk jy moet te werk. Dit sal interessant wees om te gaan kyk hoe die pryse met mekaar vergelyk word. En jy, Ras? I agree with Peter in that if I'm going to find something cheaper at another shop, but the shop that I'm at, where it's a little bit more expensive, is closer or it's more convenient for me to just get everything under one roof, I think you have to weigh up how valuable is your time and the driving of the en die petrol wat jy moet uitgee om nou by die specials uit te kom. Are you then actually just like, it's kind of 6 of one, half a dozen of the other? Vir my die ander lekker ding is, 'n ou raak mos maar familier met die mense in die winkel. Jy ken nou al jou slaghuis en jou dit en jou dat, so. Ja, ek kan dink jy knip 'n geselsie aan met elke Ja, so skaam en teruggetrokke as wat ek is, altyd tyd vir 'n gesprekkie oor 'n choppie en so aan. Wel, Peter, ons het nog gesprekkies wat voor lê, bly ingeskakel. Ons deel hierna 'n interessante brokkie, veral die jaagduiwels. Ek wonder wat die een in ons middag gaan sê.